Goeiedag, my naam is Tiaan Gilnys en op hierdie tweede DVD van hierdie omnibus Wat is geloof? Praat ek spesifiek oor moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Met ander woorde, wees anders as die wêreld. Wanneer my geloof nou ontstaan het, op die eerste DVD het ons nog gepraat oor my geloof ontstaan wanneer ek Jesus Christus ontmoet en dan begin hy nou groei. Hierdie is nou 'n deel waar ek ook groei. Ek sterf aan myself, ek begin anders word as die wêreld. Ek begin al hoe meer soos Jesus word. En juis omdat dit oor Jesus gaan, kom ons bid ook nou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof, prys en eer. Dankie dat U hier teenwoordig is waar ons besig is met die opname, Vader, maar dat U ook teenwoordig is daar waar die mense hierdie DVD gaan kyk. En ek bid opnuut dat U Heilige Gees in ons harte sal werk en dat U die skrifte aan ons sal openbaar en dat almal van ons sal leer hoe U wil hê ons moet lewe sodat ons anders kan wees as die wêreld. En Here, dankie dat ons nog steeds die autoriteit het om vir die Satan te sê ons bind jou werke, waar jy wil probeer keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang, die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Here Jesus, ons vra dat U ons net sal toemaak nou en dat ons onder die skaduwee van U vleuel sal vertoef, dat U die engele rondom ons sal opstel en dat U self nou met ons sal praat. Ek vra Here dat U my hierdie pad uit sal vat, dat dit nie ek sal wees wat praat nie, maar dat U Gees deur my spreek, sodat U verheerlik kan word verheerlik, o Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Op hierdie DVD gaan ons so 5 puntjies hanteer. Die eerste een is, ons moet verander. Punt 2, my woord is my eer. Punt 3, besonderse Christene. Punt 4, ons sal vervolg word. En punt 5, waar is ons skat of ons skatte? Nou my aanhalings kom in die 1933-53 vertaling van die Bybel uit. En my Bybel sê in 2 Korintiërs 1:13, want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So het ons op die eerste DVD gekyk en gelees wat die Bybel sê oor sterf aan jouself. En die van julle wat daai eerste DVD gekyk het, kan met my saamstem dat daar niks anders te gestaan het as net wat daar geskryf is nie. En daarom as ek ook in my Bybel lees dat die aarde was in 6 dae geskape, kan ek weet die aarde is in 6 dae geskape. Hoekom? Want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. As ek in my Bybel lees, Jesus Christus uit 'n maagd gebore, weet ek dit is hoe dit gebeur het, want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Maar daarom moet ek glo. Ek moet glo dit wat hierin staan en ek moet ophou dwaal omdat ek die skrifte nie ken nie. In Matteus 22:29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Dis tyd dat ek en jouself die skrifte begin lees sodat ons die krag van God kan leer ken. Die krag van God om te lewe daar buite soos wat God dit wil hê. Die krag van die gesproke woord sodat as Satan my huwelik aanval, ek kan sê Satan, daar is geskrywe oor my huwelik. Daar is geskrywe oor my finansies of oor my kind se gesondheid of oor wat ook al. Maar hoe kan ek vir hom sê, Satan, daar is geskrywe as ek nog nie die teksverse gelees het nie? En op daai manier is die swaard van die Gees, want jou Bybel is die swaard van die Gees. Op daai manier is hy oneffektief en kragteloos en stomp. Hoe word hy skerp as wanneer ek hom oopmaak en hom begin lees? Want onthou, ek het ook gedeel dat Hosea 4:6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Ek dink God is regtig hartseer as hy hierdie ding sê, my volk, die volk wat ek vir myself uitverkies het, my seun het vir julle kom versoening doen, alles, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. God se volk gaan ook te gronde vandag, omdat hulle gebrek het aan wat die Bybel sê, gebrek aan kennis het oor wat die Bybel sê oor geloof, en oor die sterf van jouself, en hoe die wêreld lewe, en hoe God eintlik wil hê ons moet lewe, in teenstelling met die wêreld. En ek wys weer vir julle graag hierdie foto van die tabernakel, die skrifgetrouwe weergawe van die tabernakel van Moses by Timna in die Negev woestyn, opgedeel in die voorhof, die heilige plek en die allerheiligste. En as ons ingaan in die tabernakel, dan lyk hy so, daar is een deur, daar is 'n brandofferaltaar waarop al die diere geoffer was wat die mense na die priesters toe gebring is. Dan was daar die koper waskom waar die priesters hulle self moes was voor hulle kon ingaan in die heilige plek in. Dan het ons die goue kandelaar, die menorah, ons het gepraat van die 66 knoppies op die kandelaar wat ook verwys na die 66 Bybelboeke. Ons het die tafel van toonbrode, die 12 brode wat elke Sabbatdag nie daarop geplaas was om te verwys na die 12 stamme van Israel wat daagliks voor God se aangesig verskyn het. Dan het ons die wierookofferaltaar waar die wierook gebrand was soos wat God vir hulle gesê het hulle moet doen voor die voorhangsel. Dan as jy deur die voorhangsel gegaan het en net die hoëpriester kon eenmal 'n jaar deur die voorhangsel gaan op die versoeningsdag en dan voor die ark van die verbond te gaan bedien voor God. Dis die allerheiligste, dis ook van daar van die ark van die verbond af wat die Here met die volk gepraat het. Dit was sy mercy seat, die genade troon
op daardie stadium. Nou is die vraag, hoe kan hierdie ou simboliek van die Ou Testamentiese tabernakel vandag op ons lewens van toepassing wees? Kom ons kyk na die volgende prentjie. Die deur verwys na ek ontmoet Jesus en ek begin wegbrand aan myself. Dis daai brandofferaltaar. Ek lê myself nou neer op die brandofferaltaar. Ons het dit op die eerste DVD hanteer van hierdie twee. Ons het gepraat oor die doop, dat ek moet deur die doopwater gaan, dan word ek vervul met die Heilige Gees, soos wat ek verder groei. Ek gaan in daaglikse intieme gebed met God en ek begin heeldag voor God se aangesig verskyn en ek begin ook die nagmaal meer gereeld gebruik. Dis nou die heilige plek. Met ander woorde, ek begin anders raak as die wêreld. Hierdie middelste gedeelte is die gedeelte wat ons op hierdie DVD gaan hanteer, van ek begin anders word as die wêreld. Ek wil begin al hoe meer soos Jesus word. Ek wil al hoe meer die dinge doen wat die Here wil hê ek moet doen. En dan kan ek natuurlik nou nog verder groei na 'n intieme verhouding met God, 'n daaglikse lewe van heiligheid in sy teenwoordigheid en heerlikheid. En soos ek reeds ook gesê het, ons het hanteer dit op 'n ander DVD van ons wat gaan oor Jesus se karakter, oor heiligheid, reinheid en suiwerheid. Maar hier op hierdie DVD gaan ons 'n bietjie praat oor om anders te wees as die wêreld. Hoe wil die wêreld hê moet ons optree en hoe wil die Bybel hê ons moet optree? Want weer eens gaan dit 'n keuse wees. Ek en jy moet kies vir God of teen God. En weer eens, as jy ook nog nie vir Jesus gekies het nie, my vriend, aan die einde van hierdie DVD sal daar weer 'n gebed wees wat jy kan hardop lees, hardop uitspreek, sodat jy ook Jesus in jou lewe kan innooi. Ons gee vandag vir jou die keuse. Jy gaan nadat jy hierdie DVD gekyk het, of hierdie stelletjie van 2 DVD's, nooit weer vir God kan sê, Here, ek het nie geweet hoe my geloof tot stand kan kom en hoe my geloof kan groei en wat U van my verwag nie. Die keuse is joune. Wat is dan nou die ding wat nou in my lewe moet gebeur? As ek nou by die tabernakel se deur ingekom het, ek het Jesus aangeneem, ek begin wegbrand aan myself, ek het deur die doopwater en ek begin nou in die heilige plek inbeweeg, deur wat te doen? Vervul te word met die Heilige Gees en dan moet ek begin verander. Want jy sien, as ek vervul word met die Heilige Gees, as ek al hoe meer soos Jesus begin word, begin ek verander en begin ek nie meer soos die wêreld te lewe nie. Wat sê die Bybel daaroor? Lees saam met my nou, Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, kyk mooi, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, met ander woorde, om nie te begin dink, om anders te begin dink oor die dinge van die Here, sodat julle kan beproef, kyk mooi, ek moet beproef, ek moet dit uittoets, ek moet dit lewe, ek moet dit doen, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat moet ek beproef? Die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God. So baie mense sê vir my, Tiaan, ek wil weet wat is die wil van God vir my lewe. Sê ek, is maklik, lees die Bybel. Ek sê, ja, maar behalwe dit, wat dink jy, wat is God se wil vir my lewe? Sê ek, is maklik, lees die Bybel. Sê ja, behalwe dit. Jy sien, mense is nie bereid om te lees wat hier staan nie. Hulle wil almal kort paadjies vat. Nee mense, daar's nie kort paadjies met God nie. Weet jy wat is die wil van God vir jou lewe? Lees asseblief saam met my nou. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Wow, wat is die wil van God? My heiligmaking, jou heiligmaking. Jy sien, God wil hê, ons moet heilig wees. Hy wil ons moet heilig wees in ons taalgebruik. Hy wil ons moet heilig wees in die manier wat ons besigheid doen, in die manier wat ons bestuur, in die manier wat ek met my vrou, my kinders, met almal rondom my verkeer, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Nou sê baie mense by Matteus, is nie moontlik nie. My Bybel sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So ja, dit is moontlik. Ek kan verander. En ek het 'n klompie jare terug 'n vriend gehad wat vir my gesê het, weet jy wat, ek het nou besef, ek het my hart vir Jesus gegee, ek het verander, maar ek kan nog steeds saam met my pelle rook en drink en allerlei goeders doen. So ek het verander, maar ek het dieselfde gebly. So ek, wow, hoe kan jy dit sê? Of jy verander, of jy bly dieselfde. Nee, as ek werklik 'n hart het wat oorgegee is aan Jesus Christus, dan begin ek verander. Ek is nie meer myself wat lewe nie. Onthou jy, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my, sê Galasiërs 2 vers 2. En die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat homself vir my oorgegee het. Ek sterf aan myself. Ek is nie meer eiesinnig en basta, dis so ek het sien nie. O nee, ek het gesterf aan myself. Onthou julle, ons het dit hanteer op die eerste DVD. Nou begin ek anders word. Nou wil ek meer soos God word, want dit is die wil van God, my heiligmaking. Heiligmaking beteken ook om afgesonder te wees vir gebruik deur die Here. Ek begin nou anders as die wêreld word. Ek begin my gemoed vernuwe. Ek begin anders dink oor die dinge van die wêreld teenoor die dinge van God. En ons begin ook die geestelike dinge met die geestelike vergelyk. Sê 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 14. Maar ek moet ook 'n waarskuwing aanneem in Jakobus 4 vers 4. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. O, wow, my vriend. Wie se vriend wil jy wees? Het jy al gekies? Wil jy eerder met die wêreld bevriend wees? Want dan word jy 'n vyand van God.
En onthou, die ewigheid is lank. Nee, ek wil eerder 'n vriend van God wees. Al verloor ek wêreldse pelle, al verloor ek sekere besigheidstransaksies omdat ek nie bereid is om geld onder deur die tafel te gee nie, omdat ek nie bereid is om omkoopgeld aan te neem of sulke goeders nie, dan is dit nou maar so. Ek kies om 'n vriend van God te wees, want ek gaan in alle ewigheid by hom wees. Ek gaan nie in alle ewigheid by my pelle wees nie. Behalwe as ek natuurlik die verkeerde keuses maak, wegdryf van God af, uit sy genade verval en in die hel eindig en hulle is ook in die hel. Nou ja, dan gaan ek saam met hulle wees, maar mense, jy wil nie daar wees nie. Ons het ook 'n ander DVD oor die hel, is ook 'n werklikheid. Ons wil nie daar wees nie. Ons wil in die ewige heerlikheid saam met God wees, maar dan moet ek en jy kies wie se guns ons soek. Want Galasiërs 1:10 sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Wie se guns soek jy, my vriend? Soek jy nog jou pelle by die werk se guns? Soek jy nog jou ou drinke broers se guns? Soek jy nog jou ou rugbypelle se guns? Of soek jy al God se guns? Want jy moet onthou, as ek nog die guns van mense soek, kan ek nie 'n dienaar van Christus wees nie. Dis 'n keuse wat ons moet maak. En weet jy wat, dit brand so in my hart om hierdie aan jou oor te dra. Ek wens so ek kan dit in jou inprop, maar ek kan jou van niks oortuig nie, want die Bybel sê net die Heilige Gees kan oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Maar ek kan so bid terwyl ek hier sit, bid ek in my hart, dat terwyl jy hierdie DVD kyk, dat die Gees jou sal oortuig, dat jy nie van voor hierdie DVD af sal opstaan, voordat jy nie 'n keuse gaan maak vir Christus, en om te sê, Here, van nou af, wil ek soos U lewe nie, wil ek soos U wees nie. Nou op hierdie pad van geloofsgroei, moet ek ook my manier van Bybel lees en met die Bybel omgaan verander. Ek sê altyd vir mense, ek onthou, toe ek nou vir die vorige 36 jaar van my lewe, voordat ek 11 jaar terug tot bekering gekom het, selfs toe ek 'n ouderling in die kerk was, jy weet mos hoe lees mense Bybel. Jy maak hom so min of meer so in die helfte van die Bybel oop, so net so voor jy in die slaap raak, en dan sê jy weet, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, help my nie, weg, klaar Bybel gelees, nee. Nee mense, dis nie hoe mense die Bybel lees nie. Wat sê die Bybel vir ons? Hoe moet ons met die Bybel omgaan? Hoe wil die Here graag hê met ons Bybel lees? Is jy bereid om uit te vind? Kom ons lees saam. Handelinge 17 vers 10 en 11. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense van Berea was edelmoediger as die in Thessalonika. Hoekom? Want hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en kyk nou mooi, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Wow! Hierdie mense het nie sommer net alles wat Paulus en Silas vir hulle gesê het vir soetkoek opgeëet, omdat Paulus en Silas hierdie geleerde mense was nie. Hulle het gesê, Paulus, Silas, man, ons ontvang julle woord met welwillendheid, ons hoor wat julle sê, maar ons gaan nou huis toe gaan, en ons gaan self elke dag ons skrifte ondersoek of hierdie dinge so is of nie. Ek bedien een keer by 'n mannekamp en 'n man sê vir my, weet jy wat, ek het my Bybel so elke derde troue wat ek bygewoon het, bietjie ondersoek. Jy sien, dis bietjie te min. Die Bybel sê ek moet dit elke dag moet ek my skrifte ondersoek, om te kyk of die goed wat die mense my vertel, so is of nie. Maak nie saak of dit 'n predikant, 'n pastoor, 'n professor, of wie ook al is, of sommer net vriende wat voor my staan, en vir my seker goed dat die Bybel sê nie, moet ek vir hom kan sê, weet jy wat, ek hoor wat jy sê, maar ek gaan nou huis toe gaan, en ek gaan self elke dag my skrifte ondersoek, om te kyk of hierdie dinge wat jy vir my sê, so is of nie. Dis ook die Bybel moet begin omgaan. Hy moet elke dag deel wees van my lewe, en ek moet hierdie goeders ondersoek. Wat beteken dit? Spreuke 25 vers 2. Dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speur. Na te speur beteken ek moet dit ondersoek, ek moet dieper delf, ek moet tyd spandeer en sê, wow, wat beteken hierdie woord? Wat beteken dit teenoor hierdie woord? Wat is wat Here wil U vir my hierso sê? Ek moet dit vir die Here vra ook. En die Here, iemand het dit eendag vir my mooi verduidelik, die Here speel wegkruipertjie met sy woord met ons, met sy kinders. Hoe doen hy dit? Hy doen dit soos 'n pa wat wegkruipertjie speel met sy 2-jarige seentjie. Jy weet mos hoe kruip 'n pa weg van sy 2-jarige seentjie. Hy gaan kruip agter die klavier weg, maar sy boude steek nog uit, laat sy seentjie hom kan sien. Of hy gaan staan agter die gordyne, maar sy voete steek onder die gordyne uit, sodat sy seentjie hom kan kry. Dis hoe God wil hê, ek en jy, ons moet die saak naspeur, maar hy maak dit nie moeilik vir ons nie, mense. 1 Johannes 5 vers 3 sê, sy gebooie is nie swaar nie. Sy gebooie is nie moeilik nie. Maar ons moet dit nog steeds naspeur. Sê, Here, ek wil dieper dinge hieruit ontvang. Leer my asseblief. Hoe moet ek verder met hierdie Bybel omgaan? Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Met ander woorde, ek moet praat oor hierdie dinge wat ek hier lees. Baie mense sê vir my, nee, my godsdienst is 'n privaat saak. Ek praat nie daarin. Nee, twak man, ons moet praat hieroor. En maar ons bepeins dit ook, dag en nag. Sê baie mense met Jan, hoe baie keer moet ek met die Bybel besig wees? Sê ek net 2 maal 'n dag, dag en nag. Bepeins dit dag en nag,
sodat jy nougeset, kyk mooi, nougeset, daar staan nie, sodat jy soms, of net as jy bietjie lus het, of wat ook al nie, daar staan, sodat jy nougeset, met ander woorde, stiptelik, kan handel, dit beteken kan optree, kan lewe, volgens alles, daar staan nie volgens net sekere gedeeltes, wat daarin geskrywe staan nie, daar staan volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolge handel. So eers as ek hierdie Bybel, hierdie wetboek van God, begin bepeins dag en nag, dit lees elke dag, en ek begin nougeset handel volgens alles wat hierin geskrywe staan, eers dan sal ek in my weë voorspoedig wees, en eers dan sal ek met goeie gevolge handel. Doen jy dit al? Is jy al op 'n punt wat jy sê, Here, elke keer as ek in hierdie boek vat, vra ek, Heilige Gees, Here, wat ek ook al hier wil lees, vanaand of vandag, die 2 versies, of die 10 versies, of die hoofstuk, Here, openbaar dit aan my asseblief, dat ek sal verstaan wat ek lees. Want onthou, wie is die skrywer van hierdie boek? Jesus Christus is. Die Heilige Gees van God is die groot leermeester. So ek moet vir hom vra, om dit wat hy hier ingeskryf het aan my te openbaar. Elke keer wat ek hierdie boek oopmaak. En dan moet ek elke dag hierdie skrifte ondersoek. En ek moet dit bepeins, ek moet daar dink, wat het ek gister gelees? En ek moet dit by die werk ook gaan bepeins. En ek moet nougeset handel volgens alles wat hierin geskrywe staan. Soos wat byvoorbeeld, as ek by die werk is, en ons moet 'n besluit neem, bepeins ek die woord, en ek sê, Here, u woord sê in Jakobus 1 vers 5, as ek wysheid kort kom, moet ek dit vra, en u gee dit sonder voorbehou. So Here, ons het wysheid nodig om hierdie vergadering te hou, die regte besluite te neem, gee my die wysheid asseblief. So bepeins ek sy woord, dag en nag, by die werk, by die huis, waar ek ook al by my sport besig is, waar ek ook al in die natuur ry. Here, die woord sê, die natuur roep uit en verkondig die lof van die Here. Here, ek kan dit sien in die kleure van hierdie blomme. Here, ek kan dit sien in die voeltjie gesang, kan ek dit hoor, en ek kan dit sien in die wolke, Here. Ek kan sien die natuur roep uit, staan in die woord, want Here, ek bepeins u woord dag en nag. Dis hoe ons dit moet doen. Hoekom? Want as ek nougeset handel volgens alles wat hierin geskrywe staan, sal ek in my weë voorspoedig wees, en sal ek met goeie gevolge handel. Maar dan moet ek wegbly van die wêreldse maniere. Ek moet doen wat die woord hier sê. In Psalm 1 vers 1 tot 3 sê, welgeluksalig, dit beteken geseënd, is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. My broer, as jy weet, mense is besig met goddelose planne, dan wandel jy nie saam met hulle nie. As jy sien hulle hier is 'n klomp sondaars, dan staan jy nie op hulle weg nie. En as jy hoor hier is 'n klomp spotters, dan sit jy nie tussen hulle en spot saam nie. Maar sy behae is in die wet van die Here. Jy sien, sy behae, sy satisfaksie, sy plesier is in die woord van die Here. En hy oordink sy wet, dag en nag, daar is hy weer. Hoe lank, hoeveel kere moet ek die woord van die Here bedink? Dag en nag. En hoe sal so 'n persoon wees wat die wet van die Here dag en nag oordink? Hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou so baie mense met Matian, ek is 'n besige man, ek is 'n direkteur op 17 maatskappye, of jy weet ons werkskofte van hierdie ure tot daardie ure, ek het nie tyd om dag en nag die dinge van die Here te bepeins nie man, daar is nie tyd om hierdie goeders te doen nie, ek is te besig, en sê ek, weet jy wat, koning Dawid was ook 'n redelike besige koning, en kom ons kyk wat het hy gesê in Psalm 119 vers 97, hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag, so hy die hele dag die woord van God bepeins, daaroor gedink, en as jy die Bybel lees in die Ou Testament en jy lees daar in Konings en in Samuel, elke keer as Dawid wou gaan oorlog maak, het hy eers vir die Here gevra, Here, moet ek optrek of Here, moet ek nie trek nie. Hy het alles gedoen wat die woord wou gehad het om te doen. Hy het geweet hoe om tot God te nader, want hy was in 'n persoonlike verhouding met God. En onthou, die Bybel sê in Johannes 1 vers 12, ons kom in 'n persoonlike verhouding met God deur hom aan te neem. Lees saam met my. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou sê baie mense, ja, maar ek glo mos nou in die naam van Jesus. Ek het in 'n Christenhuis groot geword. Ons het in die eerste DVD al reeds gesê, die feit dat jy in 'n Christenhuis groot geword het, maak jou nie 'n Christen nie. Die feit dat jy net in die naam Jesus Christus glo, beteken nie jy het hom al aangeneem nie. So, aan hulle wat in sy naam glo, het iets meer. Wat is die iets meer? Wat is sy naam waarin ons moet glo? Kyk nou Openbaring 19, vers 11 tot 13. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. Wie's dit? Dis Jesus. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Soos ek in die naam van Jesus glo, raai waarin ek glo ek? Ek glo in die woord van God, want Jesus is die woord van God. Maar die punt is, ek glo nie net in die naam Jesus nie. Ek glo in alles wat hierin staan, want my geloof
groei nou. My geloof groei nou. Ek het deur die deur van die tabernakel gekom. Ek is besig om te sterf aan myself. Ek is deur die doopwater. Ek is gedoop met die Heilige Gees. Ek begin God se aangesig nou daagliks soek. Ek is in daagliks intieme gebed. En ek vra vir die Here, wat is daar in my lewe wat nie heilig is nie, wat nie dankbaar is nie, wat nie is wat hy wil hê ek moet wees nie. Op my pad van geloofsgroei moet my optredes en my houding teenoor mense rondom my op die markplein ook verander. Hoe moet dit verander? Kom ons lees. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Met ander woorde, mense by jou werk moet na jou kan kyk en sê, wow, ek kan sien jy's 'n man van God. Weet jy die manier wat jy praat, die manier wat jy besigheid doen, die manier dat jy net nooit ingetrek word in vuil grappies in nie. Ek kan sien jy's 'n man van God en ek verheerlik jou God. Al is dit selfs 'n ongelowige. Ek het al sulke getuienisse gekry van selfs ongelowige mense wat na gelowiges toe gekom het en gesê het, wow, we can see that God is with you. We can see in what you do, the way you live, we can see God. Dis waaroor dit gaan, mense. Laat jou lig so voor die mense skyn. Dis nie hoe die wêreld dit wil hê nie. Nee, maar dis hoe God dit wil hê. Lees saam met my 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge. Onthou, Jim Reeves het ook 'n liedjie gesing wat sê, this world is not my home, I'm just a passing through. Hoekom? Want ek is 'n bywoner en 'n vreemdeling. En omdat ek 'n bywoner en 'n vreemdeling is, moet ek my onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Ek en jy moet weet, daar's baie mense daar buite wat nooit 'n Bybel gaan lees nie. Die enigste Bybel wat hulle ooit gaan lees, is my en jou lewe. Wanneer ons sê ons is Christene, hou die wêreld ons dop. En daarom sê God, hou jou lewe onder die heidene skoon. Dit help nie ek sê vir my werksmense ek's 'n Christen, maar ek vloek en ek skel op hulle soos 'n matroos nie. Dit beteken niks. Nee, ek moet my lewenswandel onder die heidene skoon hou, want daar gaan 'n dag van besoeking vir hulle kom. As hulle nie vir Jesus gaan kies nie, gaan hulle ook voor die troon staan eendag. En God gaan sê, maar hoekom het jy nie vir my gekies nie? En raai wat? Almal gaan sê, maar ek het nie 'n kans gehad nie. Dan gaan die Here hom verwys na jou toe. En sê nee, maar weet jy wat? Jy het saam met daai man gewerk vir 6 jaar lank. Hoekom het jy nie na hom gekyk en gekies wat hy gehad het nie? Hy wil jou van Jesus vertel het. Hy wil jou kerk toe genooi het en al hierdie goeders. En hy het vir jou boeke gegee om te lees. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? En dan gaan hy God moet verheerlik en sê, waarlik, ek moet God nou verheerlik. Ek het 'n kans gehad, want daai man was 'n man van God. Maar moenie laat daai ou eendag voor die troon staan en sê, wat? Daai man het op my gevloek. Hy het pornografiese materiaal gekyk, hy het net so gesyp soos die res van die wêreld, hy het maar net dieselfde vuil grappe vertel. Wat gaan God dan vir jou sê as jy voor die troon staan? Nee, die Bybel sê, ons moet ons lewens onder die heidene skoon hou. As ek sê ek's 'n Christen, dan lewe ek soos 'n Christen. Ek lewe nie net soos 'n Christen in die kerk nie. Ek lewe soos 'n Christen by die werk ook, by die huis ook. Die manier wat ek met my vrou en my kinders praat, dis wat die woord vir my sê. Lewe jy soos wat die woord vir jou sê, al my vriend? Want is 'n keuse wat jy maak. Is 'n fisiese besluit wat jy neem om te sê, van vandag af gaan ek dit doen soos dit hier staan, want ek glo wat die Bybel vir my sê, en ek wil doen wat die Bybel vir my sê. Ek wil hierdie boek prakties begin uitleef. Leef saam met my Matteus 5 vers 21 en 22. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die reg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die reg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, nou raka beteken niks werd, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Kom ek vra jou vandag, my broer, my suster, hoeveel keer is jy vir jou broer of jou suster sonder rede kwaad? Hoeveel keer het jy al vir iemand gesê, jou niks werd? Hoeveel keer het jy vir jou kinders gesê, jy's niks werd? Hoeveel keer het jy vir jou kinders gesê, jy's 'n dwaas? Hoeveel keer het jy vir mense rondom gesê, jou dwaas? En ek wil hê jy moet, terwyl ek praat, lees wat daar staan. Lees wat die teksverse sê, en onthou die Bybel sê, ons skryf van julle niks anders as wat julle lees, of ook verstaan nie. Jesus se standaard is hoër as die wêreld se standaard. Ons wil onsself so baie kere vasmaak aan wêreldse standaarde. En sê, weet jy wat, man, my pastoor is 'n man van God, maar hy drink nog 'n dop, nou kan ek saam met my pastoor drink. Nee, jou pastoor is nie jou standaard nie. Jou standaard is Jesus Christus. Baie mense sê vir my sussie is 'n Christen, sy is 'n wonderlike Christen, maar sy vloek en skel ook maar partykeer, so ek kan ook maar nog vloek en skel. Nee, jou sussie is nie jou standaard nie. Jesus Christus is jou standaard.
So jy kan nie vir my kom sê, ja, maar my pastoor sê sommer, iemand is 'n dwaas, nou kan ek sê hy is 'n dwaas nie. Nee, Jesus sê, as jy vir iemand sê jy dwaas, moet jy eintlik verantwoording gaan doen in die hel. So kom ons begin, ophou om soos die wêreld te wees. Kom ons begin raak, soos wat Jesus wil hê ons moet wees. Baie mense sê vir my, Tian, maar hulle het iets teen my. Hulle wat iets teen my het, moet maar na my toe kom. Nee, Matteus 5 vers 23 en 24 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dat jou daar byval dat jou broer iets teen jou het. Kyk mooi, nie jy iets teen hom nie, dat jou broer iets teen jou het. Laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. Kan jy sien, God se standaarde is anders as die wêreld se? Die wêreld sal vir jou sê, ag man, hy het iets teen jou. Hy kan maar met jou regmaak wanneer hy nou enig tyd het. Tot dan vee jy jou af van hom. Sien maar die Bybel sê nie. Die Bybel sê, as jy besef, hy het iets teen jou, gaan versoen jou eers met hom. En dan kom jy terug en bring jy jou gawe. God werk altyd anders as die wêreld. Onthou jy, vriendskap van die wêreld is vyandskap teen God. Maar met ander woorde, vriendskap van God is vyandskap met die wêreld. So as jy soos God gaan wil optree, moet jy weet, jy gaan koppe stamp met die wêreld en met die mense in die wêreld en hoe hulle dit wil doen. Maar dis niks om voor bang te wees nie. Dis 'n awesome avontuur om te sien hoe die Here mens deurlei en hoe jy groei in jou geloof, hoe jy sterf aan jouself en aan jouself en hoe jy begin anders word as die wêreld. En wanneer ek nou anders begin word as die wêreld op my pad van geloofsgroei, raai wat gaan onder andere gebeur? My woord gaan my eer wees. Waarna verwys ek? Lees saam met my Matteus 5 vers 33 tot 37. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Met ander woorde, sweer glad nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. En die Here herhaal dit 'n tweede keer in Jakobus 5 vers 12, waar hy sê, maar bo alles my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie. Maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. En tog, die wêreld daar buite wil net allerlei ede sweer. Dis ede wat gesweer word in geheime organisasies waaraan die manne behoort. Dis ede wat gesweer word. Sê iemand eendag vir my, Matian, as ek in die hof ingaan, moet ek 'n eed sweer. Nee, jy is nie nodig nie. Dit glad nie nodig nie. 'n Paar jaar gelede is ek gevra om te getuig in 'n betrokke hofsaak, en toe die landdros my vra of ek die eed sal sweer, toe sê ek nee. Ek weier om te sweer. Toe word hy oë so groot, toe sê hy, nou wat bedoel jy? Nou sê ek onderneem om die waarheid te praat volgens wat die woord van God van my verwag, maar ek weier om te sweer. Ek sal nie 'n eed sweer nie. En dit is toe so aangeteken in die rekords van daardie hofsaak. So daar's niks wat sê jy moet 'n eed sweer wanneer jy ook in die hof gaan staan nie. Want die Bybel sê sweer hoegenaamd nie. Ek het net vir daardie landdros gesê, landdros, volgens my geloof sweer ek geen ede nie, want die Bybel sê ek sweer geen ede nie. So, laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Maar jy sien, almal loop deesdae vir almal en sê daar buite in die wêreld, ja, ek sweer ek sal dit vir jou doen. Ja, ek sweer ek sal dit vir jou doen. Ja, ek sweer, en hy doen dit glad nie. Hoekom? Want die mense se woord is nie meer hulle eer nie. Hulle ja is nie meer hulle ja nie, hulle nee is nie meer hulle nee nie. Ag, kom ons gaan drink gou 'n doppie. Ag nee man, ek wil nie. Ag toe man. Ag okay, ek sal. Jy sien, my nee was nie meer my nee nie. My nee nie. Of my ja is nie my ja nie. As ek sê, ons gaan 4 uur begin, dan begin ons 4 uur. Ons begin nie 4:30 nie. Ons begin nie 20 voor 6 nie. Want my ja is my ja. As ek gesê het, ek is 4 uur daar, is ek 4 uur daar. En as ek dit nie kan maak nie, dan bel ek en ek sê, ek jammer, ek gaan so 1/2 uurtjie laat wees. Dis hoe dit werk. My ja is my ja. Want jy sien, in die verlede, onder die ou mense was daar nog 'n gesegde, Pietie is 'n man van sy woord. Pietie is 'n man wat jy op sy woord kan neem. Deesdae stel die mense sulke dik skriftelike kontrakte met mekaar op, en dan help dit ook in elk geval niks nie, want hulle gaan hou mekaar besig in die hof vir jare, omdat daai stuk papier ook niks werd is aan die einde van die dag nie. Want as jou woord nie jou eer is nie, as jou ja nie jou ja is en jou nee nie jou nee is nie, beteken daai klomp papiere wat jy aan mekaar geslaan het ook niks nie. Dit is tyd dat ek en jy as manne en vroue van God terugkom en doen wat die woord van God vir ons sê. Matteus 5 vers 40 tot 42 sê, en hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Kyk mooi, hier is heeltemal anders as hoe die wêreld dit sien, né? Die wêreld sê nee, wag so 'n bietjie. Hy wil met jou na die gereg toe gaan en jou onderkleed neem, dag vir hom, stel teeneise in, verroei neer hom, vernietig hom. Sien wat hier staan nie.
Jesus sê, laat hom ook die boekleed kry. Een wat vir jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets veraan, wys hom nie af wat van jou wil leen nie. En hy herhaal dit nogal, dis interessant in Lukas 6 vers 35. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen, sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren oor die ondankbares en die slegstes. Wow. Wat hoor ons daar buite in die wêreld vandag? Kyk, as jy leen, moet jy weet, jy gaan rentes betaal, laat die biesies bewe. Ek verwag van jou elke druppeltjie wat ek uit jou uit kan druk. Jy sal die bedrag wat ek aan jou leen vir my teruggee, plus 'n klomp rentes, totdat daar van jou niks oor is nie. Is dit wat die Bybel sê? Is dit Jesus se standaarde? Nee, Jesus sê leen sonder om iets terug te verwag. So weer eens, as ek op hierdie pad van geloofsgroei anders wil wees as die wêreld, dan as iemand by my iets kom leen, in die meeste van die gevalle, weet jy wat, ek leen dit nie eens vir hom nie, ek gee dit vir hom. Bless hom daarmee. Leen vir my R100, nie weet jy wat ek gee R100. Leen vir my R1000, nie weet jy wat ek gee R1000. As ek dit het, as ek dit nie het, nie, kan ek nie. Dan bid ek saam met die persoon. Maar as ek het, dan gee ek dit eerder. Of as ek dit vir hom gee en hy sê nee, maar ek gaan jou terugbetaal, dan sê ek nee, is reg. Jy gaan my terugbetaal, maar ek gaan nie vir jou rentes vra nie. Ek leen sonder om iets terug te verwag. Wanneer jy dit kan doen, die Heilige Gees sal self in jou hart praat. Maar dis nie wat die wêreld van ons sê nie, nee. Kom ons kyk verder wat sê Jesus. Matteus 5 vers 38 en 39. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Nou sê die mense, ag nee, Jesus het dit seker nie fisies bedoel nie. Hulle seker nie fisies bedoel as iemand my nou hierdie kant klap, want ek nou draai dat hulle hierdie kant klap nie. Wel, ek lees in my Bybel, ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Maar ek het ook nou al weer die argumente gekry, want die mense, want jy sien die eie ek, wil nou weer alles regverdig, dan draai die mense om en sê hulle, ja, maar jy weet, ek sal my wang 1 keer draai, maar as hy weer 'n keer klap, dan, ja, jy sien, daar gaan ons alweer. Ons is nie besig om anders te wees as die wêreld nie. Ons probeer soos die wêreld wees. Nee mense, ons moet verander en soos Jesus wees. Ons moet al hoe nader aan Jesus kom. Ons moet al hoe meer intiem met hom verkeer. Want hoe nader ek aan hom kom, hoe meer ek soos hy word, gaan ek al hoe meer sterf aan myself. Gaan ek al hoe meer groei, gaan ek al hoe meer verander. Gaan ek meer dieselfde kan bly as wat ek in die verlede was nie. As ek 'n ou vroueslaander was in die verlede, nou is ek nie meer 'n vroueslaander nie. Nou koester ek my vrou. Ek beskerm haar. As ek 'n ou vloeker en 'n ou skeller was, nou is ek dit nie meer nie, want ek het verander. As ek 'n ou dronklap en 'n ou syblap was, nou is ek dit nie meer nie, want Jesus se krag het my vry gemaak en ek is nou anders. So verander ek, is nie meer soos die wêreld nie. Jakobus 5 vers 13 tot 16 sê, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Maar wat sê die wêreld vir jou? Is iemand ly? Hulle is sulke smartvrate. Almal kry hom so jammer. Nee, niemand bid nie, want jy sien ons doen nie wat die woord vir ons sê nie. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Dis wat die Bybel sê, as jy opgeruimd is, man, sing lofliedere tot eer van die Here. Wat sê die wêreld? As jy opgeruimd is, kom ons gaan drink 'n paar doppe daarop. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Maar wat sê die wêreld? As iemand siek is, waar is die naaste hospitaal? Waar is die naaste dokter? Nee mense, kom ons doen eers wat die Bybel vir ons gesê het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Hoekom? Sodat julle gesond kan word. Want so baie keer is ons nie bereid om te erken en te bely my ou troetelsonnetjies wat ek so wegsteek hier onder my arm nie. En daarom word ek baie keer nie gesond. My verhouding met die mense rondom my is nie gesond nie. Ek kry nie deurbrake in fisiese gesondheid etc. En hoekom? Want ek is nie bereid om na 'n vriend toe te gaan en sê, weet jy wat my vriend, ek wil vandag voor jou my misdade bely en ek wil hê jy moet vir my bid en ek wil vir jou bid sodat ek nou kan gesond word. Hoekom? Want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Lukas 6 vers 38 sê, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ons mense weet nie om te gee nie. Ons weet regtig nie om te gee nie, ons weet ook nie hoe om te ontvang nie. Want ons weet nie wat die Bybel van ons verwag nie. Hy sê gee en aan jou sal gegee word. Iemand het een keer gepreek, wil jy met jou finansies soos 'n kanaal wees wat heeltyd nuwe water deurkry, of wil jy soos 'n ou reservoir, 'n ou wateropgaar tank wees wat water inkry, vol word en dan begin stagneer? Hoe wil jy wees? Gee en aan jou sal gegee word. En so ver as wat jy aanhou uitdeel, is jy soos 'n kanaal. Daar kom heeltyd nuus in, want dit gaan weer aan die ander kant uit. Maar kom ons doen dit soos wat Jesus sê, nie soos wat die wêreld sê nie. Matteus 5 vers 43 tot 45 sê,
Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, kyk mooi, Jesus kom verhoog alweer die standaard, want die wêreld sê, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand haat. Jesus sê, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dan sê die mense, nee, ek kan dit nie doen nie. Wel, Jesus sê jy kan, want hy sê jy is tot alles in staat deur hom wat jou die krag gee. So jy kan jou vyand lief hê. As wat? As jy begin sterf aan jouself. As jy begin groei in die geloof. Seën diegene wat jou vervloek. Jy sien, daar staan nie, moet hulle terugvloek nie. Daar's 'n ander teksvers in Efesiërs wat sê, moenie skeldwoorde met skeldwoorde vergeld nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. Al haat jou skoonfamilie jou, doen goed aan hulle. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Bid vir hulle wat jou sleg sê. Bid vir hulle wat jou vervolg, omdat jy standpunt inneem vir Jesus, omdat jy pad met Jesus loop. Hoekom? Kyk mooi, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Dit is baie duidelik dus, dat God wil hê ek en jy moet anders wees. Anders wees as die wêreld. God wil hê, ek en jy moet ook op ons woord geneem kan word. As ek 'n ding gesê het, dan staan ek daarop. En ek wil graag soos Jesus wees. Dis 'n keuse wat ek persoonlik gemaak het. Joshua het ook gesê in Joshua 24 vers 15, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek kies dit self, so kies my vrou dit, so kies my kinders dit, en bid ek dat hulle dit sal aanhou kies, want dis hulle eie keuses, maar net so moet jy dit kies. Kies jy om anders te wees as die wêreld, of kies jy om soos die wêreld te wees? Wanneer ek nou anders as die wêreld begin word, dan moet ek ook begin vra, wat maak dat ons besonderse Christene kan wees? Kan ons besonderse Christene wees? O ja, ons kan. Kom ons kyk nou wat die Bybel vir ons sê. Matteus 5 vers 46 tot 48 sê, want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Kyk mooi wat Jesus. As jy net jou broer groet, net jou familie en jou vriende groet, wat is nou so besonders daaraan? Jou sondaars doen dit ook, jou tollenaars doen dit ook. Nee, ek het 'n pastoorsvriend, 'n ouerige oom, wat baie jare terug, toe ek nog in die skool was, vir my siel gebid het, en ek loof die Here ook vir hom. Net eendag van die getuienis gegee, van hy het 'n ou buurman gehad, wat nors en stuurs was en niks van hom wou weet nie, omdat hy nou nie deel was van sy Pinkster denominasie nie, en hom nooit gegroet het nie, maar hy het seker gemaak dat hy elke oggend nog steeds die buurman gegroet het. As hy uitry, dan groet hy die buurman. Al kyk die buurman een kant toe, al wil hy nie eers hom groet nie, het hy hom maar gegroet vir jare lank. En net daai het gemaak dat daardie buurman uiteindelik na hom toe gekom het en sy hart vir Jesus Christus gegee het. Hoekom? Omdat hy iets besonders gedoen het. Hy het iets gedoen. Ander mense, die wêreld sou vir jou gesê het, wat? Hy wil jou nie groet nie, los hom man. As hy nie wil groet nie, los hom. Dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê, wat besonders doen jy? Wat maak jy wat jou 'n besonderse Christen doen? Loop jy daai ekstra myl saam met iemand? Doen jy daai ekstra ding saam met iemand? Is jy bereid om 'n paadjie saam met hom te loop? Baie mense sê, hoe, ek is bereid om 'n pad met hierdie man te loop. Maar die eerste keer as jy pop op die venster, dan sê hulle nee, wat ek los hom net. Dis wat die Bybel sê. Wat besonders doen jy? Wat sê die woord? Wat kies jy? Dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. Is ek en jy al anders as die wêreld? Indien nie, Here leer my. Here leer my om anders te wees. Here leer my om soos Jesus te wees. Here leer my om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van die wêreld. Want as ek 'n vyand van die wêreld se dinge is, raai wat? Gaan mense na my begin kyk en sê, maar wow, wag 'n bietjie, jy het iets wat ons nie het nie. Jy neem standpunt in oor dinge wat ons nie ken nie. Wat het jy wat ons nie het nie? Kom ek vertel jou van Jesus. Kom ek vertel jou van hom wat in my lewe, wat ons almal lief het, wat jou ook wil loskry van al die wêreld met al sy gemors. Kom ons lees verder in Lukas 6 vers 37. En julle moet nie oordeel nie, dis die Engelse Bybel sê, do not judge, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dis to condemn, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Maar wat leer die wêreld ons? Die wêreld leer ons om te judge en om te condemn, om te oordeel en te veroordeel. Oral waar ons gaan, word mense gejudge en word hulle gekondem. As jy maar net na die koerante lees, as jy sien, 'n persoon was nog nie eens behoorlik in die hof nie, dan die koerante hom alreeds veroordeel en hom in die hel in verdoem vir goed wat hulle sê hy gedoen het en so. Dan ons almal glo die koerante. Ons moet begin om die Bybel te lees en sien wat die Bybel sê. Dan gaan ek ook besef, ek moet verander ook nou hoe ek na die mense rondom my kyk en na myself kyk. Want in Lukas 6 vers 41 en 42 lees ek: En waarom sien jy
die splinter in die oog van jou broer, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter wat in jou oog is uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is nie sien nie? Geveinsde beteken skynheilige. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broer se oog is uit te haal. Waarna verwys dit? Wel, 'n goeie voorbeeld wat ek nogal redelik baie mee te doen kry. Ouens wat vir mense sê, weet jy wat, ek sien jou taalgebruik is nie so lekker nie, jy vloek maar bietjie en jy kyk bietjie pornografiese materiaal, moenie dit doen nie, maar die persoon wat daardie raad gee, is self besig met 'n owerspelige verhouding met die buurvrou. Jy sien die balk is hier in sy eie oog, maar jy sien die ou splintertjie daar raak. Nee, ons moet begin sê, Here, begin by my. Here, verander my. Here, ek wil al hoe meer soos Jesus word, voordat ek enige iemand gaan oordeel of veroordeel, voordat ek enige splinters uit hulle oë uit gaan trek. Ek wil soos Jesus wees. Want ek lees in 1 Petrus 4 vers 1 tot 5, want dit is genoeg. Kyk mooi, dit is genoeg, sê die Bybel, dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het. Deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Oepsie. So daai ou drinkpartytjies wat ons altyd saam met die rugby het en wat ons 4 uur op Vrydagmiddag na werk het, is toe nou nie die wil van God nie, nee. Ek sien daar staan dis die wil van die heidene. En die Here sê dit is nou genoeg. Dis nou genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het. En mense, ons het ook 'n DVD en 'n boek met die titel Brandewyn en die brieke nie, as jy regtig belangstel om te sien, wat sê die Bybel nog vir jou oor drank en oor dronkenskap, jou hare sal regop staan, is jy bereid om te verander, ook rondom jou drinkgewoontes? Maar as jy wel bereid is om te verander, raai wat gaan met jou gebeur? Kom ons lees verder. Daarom vind hulle is jou ou drinkebroers, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster, wat beteken dit? Hulle gaan jou begin sleg sê. Jy's 'n sissie, nê? Jy ook nou weer 'n Christen geword. Is jy nou bekeer? Jy dink jy's beter as ons, nê? Hulle laster. Wat gaan met hulle gebeur? Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. So hulle gaan voor God se troon staan en God gaan sê, hoekom het jy my seun gevloek omdat hy nie meer saam met jou wou drink nie? Hoekom het jy my naam belaster omdat hy nie meer bereid was om saam met jou losbandig te lewe nie? En dan gaan God moet antwoord, nie vir jou nie. Maar dis 'n keuse wat ek en jy moet maak om anders te wees, ook voor ons ou drinkebroers, om nie meer dieselfde dinge te doen as wat ek in die verlede gedoen het nie. Hoekom nie? Want ek is besig om te groei. Ek is besig om te groei in my geloof. Ek is besig om te groei. Ek is by die deur in. Ek is besig om te sterf van myself. Ek is gedoop. Ek is gedoop in die Heilige Gees. Ek begin al hoe meer soos Jesus word. En ek groei en ek groei en ek groei. En ek begin anders word as die wêreld. Wat is dan nou die noodwendige gevolg? As ek nou regtig kies om anders te wees as die wêreld. Weet jy wat gaan met jou gebeur? Weet jy wat gebeur met my? Omdat ek kies om anders te wees as die wêreld, ons sal vervolg word. En waar lees ons dit? Ons lees dit in die Bybel. Lees saam met my in Johannes 15, vers 17 tot 20. Dit gebied ek julle, Jesus is aan die woord. Hy sê, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eienaam lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Nou is die vraag, het hulle Jesus vervolg? O ja, hulle het. Gaan hulle my en jou vervolg? O ja, hulle gaan. Dis 'n given fact. Dis 'n feit van die lewe. As ek en jy sê, ek wil nou soos Jesus begin lewe. Is my altyd interessant. 'n ou vriend van my het ook eendag gesê, hy was ook deel van 'n tradisionele kerk, hy het in 'n Christenhuis groot geword, en hy het maar saam met die ouens gaan dobbel, en hy het saam met die ouens gaan drink, en al hierdie goeders, en toe op 'n dag ontmoet hy Jesus Christus regtig persoonlik, en hy begin verander, en die Here lei hom om in te skakel by 'n ander gemeente, en skielik kom kuier sy dominee vir hom, en hy wil nou met hom praat, en so, en toe sê hy vir hom, dominee, weet jy wat, toe ek gedrink het, gevloek het, gedobbel het, en jy my op hierdie plekke fisies gesien het, waar ek uitgekom het, dronk en so aan, het jy nooit 'n woord vir my gesê nie. Maar nou dat ek Jesus Christus aangeneem het, en werklik gehoorsaam wil lewe aan hom, nou skielik kom praat jy met my. Hoekom? Want dit is my so interessant, dat die mense, hulle is baie happy met jou, as jy sê jy's 'n Christen, en jy gaan daarom eenmal 'n week kerk toe. Ek sê altyd vir mense, ek was 'n goeie duikboot Christen. 'n Duikboot Christen is ou wat op 'n Sondagoggend surfers, die res van die week is hy onder die water, onder die radar, dan surfers hy weer volgende Sondag. Dis 'n duikboot Christen. Baie mense is happy solank iemand 'n duikboot Christen is.
maar moet net nie uitkom in 24/7, 24/7, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, besig wees met God nie, want dan begin die mense vir jou sê, jy's nou te erg, hierdie is te veel. Iemand het een keer selfs vir 'n persoon wat ek ken gesê, jy moet net nie te veel tyd met die Bybel spandeer nie, want jy sal van jou kop afraak, as jy te veel tyd met die Bybel spandeer. Wat 'n nonsens. Jy sien, maar dis die tipe van aanslag wat ons verduur, selfs van familie en vriende af. Maar die Bybel sê dis 'n feit, dat ek en jy so vervolg sal word, wanneer ons anders wil wees. Lees saam met my 2 Timoteus 3 vers 12. En almal, kyk mooi, almal, wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Daar staan nie, sal miskien vervolg word nie. Almal. Nou is die probleem dat baie mense, hulle klein seentjie, 3-jarige, 4-jarige, 5-jarige dogtertjie of seentjie, begin regtig hierdie goed van die Here ontvang in haar hartjie of in sy hartjie, en begin by die skool praat daaroor, en skielik is daar 'n onderwyser wat die kind sleg sê, of ander kinders begin hierdie kind te spot, en onmiddellik onttrek die pa en die man, en sê hulle, nee, weet jy, hierdie goeders is te, ons moet nou maar nie te erg aangaan oor hierdie godsdienstgoeders nie, want my kind word nou vervolg. Weet jy wat die Bybel sê? Almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Of hy 3 jaar oud is, of hy 13 jaar oud is, of hy 30 jaar oud is, en of hy 80 jaar oud is. As jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. It's a given fact. En is tyd dat ons begin opstaan en sê, Here, leer my om die vervolginge te hanteer soos wat Jesus wil hê. Hoe wil Jesus hê? As hy jou op een wang klap, draai die ander wang. As hulle jou vervolg, bid vir hulle. As hulle jou vervloek, seën hulle. Dis hoe Jesus dit wil hê. So leer ek my kind, so moet my kind dit hanteer, so moet jy dit hanteer, so moet ek dit hanteer, so moet jy jou kinders leer, want so leer ons hulle om dit te doen volgens die woord van God. Ek kom baie keer in mense, in gemeentes en plekke, dan sal ek vir die prediker vra, vir die ouderlinge of die diaken, sê gou vir my, word jy vervolg ter wille van jou geloof? En sê hulle, o nee, wat nee. Die mense hou van my. Niemand het my nog sleg gesê oor my geloof nie. Sê ek, o, so jy lewe nie godvrugtig nie. Dan spring hulle so hoog en sê hulle, hoe durf jy dit sê? Sê ek lees my Bybel. My Bybel sê, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. As ek begin anders word as die wêreld, sal ek vervolg word deur die wêreld, deur familie, deur vriende. Ons het ook 'n DVD op die mark oor vervolg ter wille van sy naam. As jy bereid is om te kyk wat met jou gaan gebeur, kan jy daai DVD ook aanskaf. Want baie mense sê vir jou, gee jou hart vir Jesus en is glory days vorentoe. Nee mense, dit is nie so nie. As jy werklik 'n pad met God begin stap, sal jy vervolg word. Maar die Here sal die wêreld wat jou so vervolg, sal hy besoek. Lees saam met my Jesaja 13 vers 11. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid. En ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. God sê, hy sal dit doen, so ons hoef nie daaroor te worry nie. Dis in God se hande. Ons moet nog steeds net soos Jesus word. Ons moet nog steeds verander. Ons moet nie soos die wêreld wil wees nie. Want Matteus 16 vers 26 en 27 sê, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Wat help dit? Al hierdie skatryk multibiljonêers in Amerika en die wêreld vol, as hy nie Jesus Christus aangeneem het nie, help dit nie dat die helfte van die wêreld, van die aardbol, aan hom fisies behoort nie. Dit gaan niks vir hom beteken nie, want hy kan dit nie saam met hom hemel toe vat nie. Wat help dit as jy pelle is met die hele wêreld, maar jy is nie pelle met God nie? Wat help dit dat jy pelle is met almal rondom jou, maar jy is nie bereid om op te staan vir Jesus nie? Dit help jou niks nie. Dit gaan nie oor wat se erkenning jy rondom mense kan kry nie. Dit gaan nie oor hoe gewild jy by mense is nie, want daai gewildheid gaan jou niks help in die hemel nie. Die vraag is, wat doen jy vir God? Wat kies jy? Maar ons moet weet, ons sal verdrukking hê in die wêreld. Ons sal verdruk word. Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So dis weer eens 'n feit, dat ek en jy in die wêreld verdrukking sal hê, maar weet jy wat? Wanneer ons in Christus gewortel en gegrondves en gevestig is, en ek groei in my geloof, raai wat? Ek sal in sy vrede wees. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sê Filippense 4 vers 7. Daar gaan 'n bonatuurlike vrede oor my wees. Die mense gaan my sleg sê en die wêreld gaan allerlei goeders doen, maar raai wat? Ek het vrede. Ek het Jesus se vrede in my. Ek weet wie ek is, maar ek weet ook, ek begin nie meer soos die wêreld te argumenteer oor hierdie goeders nie. Die wêreld gaan met jou probeer argumenteer. Maak nie saak nie. Lees wat sê God oor hulle. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 21. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse?
Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, sien, ons kan nie in wêreldse wysheid God ken nie, slegs deur geestelike wysheid kan ons God ken, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Onthou ons hanteer op hierdie 2 DVD's, wat is geloof? Hoe groei ek in my geloof? So as ek glo in die prediking wat uit die woord van God uitkom, sal ek gered word, sal ek groei in my geloof, maar die ouens daar buite, wat alles met hulle kopkennis wil uitwerk, wat sê man ek het 3 grade, ek het 5 grade, ek het 10 grade, ag sies tog, nie een van daai grade gaan jou in die hemel inbring nie. Daar's net 1 graad wat jou in die hemel gaan inbring, dis 'n ruggraat om op te staan vir die woord van God. En dis ek staan op wat die Bybel verby sê. Want ek lees, hier staan baie duidelik, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie. So as jy wêreldse wysheid, my vriend, wysheid het, my vriend, is ek jammer, die Bybel sê jy's nog dwaas. Want ek word eers slim as ek in die vrees van die Here begin wandel. En die Bybel sê die vrees van die Here is die beginsel van alle wysheid. En dit verwys na geestelike wysheid, geestelike insig in die dinge van die Here. Wanneer ek geestelike dinge met geestelike begin vergelyk, en dis waaroor dit gaan. Kolossense 2 vers 6 tot 8 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Jy sien, ek moet in oorvloed my dankie sê. Baie mense vra vir die Here, en hulle vra, en dan doen die Here dit vir hulle, en sê hulle nie dankie nie. Nee, ons moet oorvloedig wees in ons danksegging. Dankie Here vir hierdie besigheid wat U vir my gegee het. Here, ek het gebid dat U vir my 'n nuwe pos sal gee. Dankie Here, ek het nou hierdie pos gekry. Here, ek het gebid dat U vir ons 'n nuwe babietjie sal gee. Dankie Here vir die nuwe babietjie. Wat gebeur so baie, Here? Mense gaan en hulle bid vir reën, as dit baie droog is in die land. Hoeveel keer het jy dit al gesien nie? Dan is die kerke vol, want almal gaan bid vir reën. O Here, ek het reën nodig, ek het reën op my plaas nodig. Dan gee die Here die reën. Raai wat? Dan hou hulle dankdiens vir reën, om dankie te sê vir die reën. Dan's daar 3 mense in die kerk. Kom ons lees verder. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte, dis deur die filosofies nie, en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense is tradisies, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Ons moet nie na die oorlewering van mense kyk nie. Ons moet vir die Here sê, Here, ons wil leer wat U woord vir ons sê. Ja, daar is goeie tradisies ook, maar 'n vriend van my verduidelik dit altyd baie mooi, wat hy sê, as ons sê hierdie pen is 'n tradisie, en hierdie is die woord van God, en as daai tradisie belangriker as die woord van God, is dit moeilikheid. Maar, solank dit so om is, solank die woord van God belangriker is as die tradisie, is dit fyn. Maar ongelukkig sê Jesus ook vir ons daar in Markus 7 rond, as ek reg onthou, sê hy, julle maak die woord van God kragteloos terwille van julle oorlewering, terwille van julle tradisies. O ja, jy weet, oupa het dit so gedoen, en oupa Grootjie het dit so gedoen, en my pa het dit so gedoen, nou doen ek dit so. Nee, die Bybel sê ek moet dit anders doen. Ek moet dit anders doen as wat oupa dit dalk gedoen het. Tensy oupa 'n man van God was. As oupa 'n man van God was en hy het gestaan op die woord, ja, dan doen ek dit soos wat oupa dit gedoen het. Want oupa doen dit soos wat ek dit ook wil doen. Oupa het dit gedoen vir Jesus, ek doen dit vir Jesus. Maar as oupa dit gedoen het soos die wêreld, dan doen ek dit nie soos oupa nie. Dan doen ek dit soos wat Jesus wil hê. Hoekom? Want ek gaan nie voor oupa se troon staan eendag nie. Ek gaan voor Jesus se troon staan. En daarom moet ons weet, omdat ons op pad is na daai ewige heerlikheid toe, gaan die wêreld ons haat aan die kant. Gaan hulle ons vervolg aan die kant, omdat ons sê ons het die enigste ware geloof. Standpunt inneem. It takes guts to be a child of God. Het jy dit? Die laaste vraag wat ek dan nou wil vra, op hierdie pad van geloofsgroei, waar is my en jou skatte? Waar is ons skatte? Kom ons kyk wat sê die Bybel. 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld, ons al wat hier op aarde, om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in wat? Kyk mooi, waarin moet hulle eintlik ryk wees? Hulle moet ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. So ek moet my geld, as ek geld het, moet ek gebruik om vir my die ewige toekoms te verwerf. Ek moet my geld gebruik tot eer van die Here, met ander woorde.
Ek moet nie my geld gebruik omdat ek geldgierig is net vir myself nie. In my pad van geloofsgroei moet ek vir my 'n skat weglê. Waar moet ek daai skat weglê? Ek moet dit in die hemel weglê. Maar ons moet net een ding besef. Ons mense hier op aarde, veral die groot ryk mense, is nie bereid om vir die Here erkenning te gee vir hulle rykdomme nie. Terwyl die Bybel baie duidelik sê in Spreuke 10 vers 22, die seën van die Here, dit maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Ja, jy moet nog steeds werk, sê die Bybel. Jy kan nie met jou arms gevou sit nie, maar die punt is nog steeds, sê jy vir die Here dankie vir sy seën, want is jy sy seën wat jou ryk maak. En dit is ook nie net ryk in finansies nie, maar ook ryk in goeie verhoudinge, ryk in die manier wat jy met God in 'n verhouding staan, of wat ook al die geval mag wees. Maar is die seën van die Here wat ryk maak. Jou moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Maar so baie mense dink dat sy rykdom is sy beskerming. Lees wat sy Spreuke 18 vers 11 daaroor. Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos 'n stylmuur in sy verbeelding. Kyk mooi, die Bybel sê al jou eiendomme, my vriend, al jou bates, al jou karre, jou huise, jou erwe, jou bates daaronder by die see, of wat ook die geval mag wees, is miskien vir jou soos 'n sterk stad. Jy dink jy het God nie nodig nie, want ek is heel fyn. Raai wat, dis net in jou verbeelding wat dit so is, hoor. Hoekom? Want Spreuke 23 vers 5 sê, vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid. Sou jy jou oë daarop laat afvlieg? Maar weg is dit, want skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel toe. Met ander woorde, jy dink, al hierdie klomp bates wat jy bymekaar gemaak het, al hierdie karre wat beleggings is, en al hierdie eiendomme wat beleggings is, man, niemand kan dit vir jou wegvat nie. Raai wat, die wêreldmarkte val, so, dan is dit weg. En as jou oog nie op Jesus is nie, wat gaan dalk gebeur? Gaan jy dalk 'n sneller trek, omdat jy nie kan sien nie, omdat jou koninkrykie om jou gekrummel het, omdat jou oog op jou koninkrykie was, op jou eie ek, op jouself, in steede van op die koning? Wat is jy besig om te doen? Is jy ook besig om jou eiendomme as 'n sterk stad in jou verbeelding te sien? Of is jy besig om wel jou geld te gebruik om Bybels te laat versprei, om siele in God se koninkryk in te bring, om werk te doen in die koninkryk, evangelisasiewerk met jou geld te doen? Kom ons lees verder. Lukas 16 vers 9 tot 13 sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, dis deur jou geld, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? Geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Met ander woorde, gebruik jou geld om vir jou ewigheidswaarde te koop. Hoe doen ek dit? Ek gebruik my geld om dit in bedieninge in te saai waar hulle besig is om siele te wen. Ek gebruik my geld om Bybels aan te koop sodat ons Bybels kan versprei. Ek gebruik my geld om die woord van God te laat versprei. Nou is ek besig om my geld te gebruik om ewigheidswaarde daarmee te koop. Waar is jou skat? Is jou skatte nog steeds hier op die aarde met al hierdie fisiese goeders? Want jy gaan niks van dit kan saamvat nie. Matteus 6 vers 19 tot 21 sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Met ander woorde, as jou skat, as jy ingestel is daarop om siele saam met jou te vat hemel toe, want onthou, dis die enigste skatte wat jy hemel toe kan vat, is die siele van die mense rondom jou. Die siele van jou vrou, of jou man, jou kinders, jou werksmense, jou familie, jou vriende. Dis die enigste skatte wat jy kan saamvat. Jy gaan nie 'n stukkie goud of 'n R100 noot kan saamvat nie. Jy gaan slegs die siele van jou mense rondom jou kan saamvat. Moenie vir jou skatte bymekaar maak hier op aarde nie. Wees dankbaar, ja, vir dit wat God jou gegee het. Wees dankbaar vir die huis, wees dankbaar vir die voertuig, wees dankbaar vir dit wat hy jou gegee het. Maar moenie laat dit jou skat wees nie. Moenie laat jou oog op dit gerig wees nie, want net so kan jy dit verloor. Nee, laat jou oog gerig wees op die hemelse dinge. Laat jou oog gerig wees op God se dinge, op die manier en op die dinge wat die Bybel vir ons sê. Want dan is jy besig om vir jou skat bymekaar te maak in die hemel. Jy sê, Here, ek sien so uit om eendag hemel toe te gaan, om te sien
hoe my niggie, wat ek so hard voor gebid het, saam met my daar is. Om te sien hoe my dogter vir wie ek so hard gebid het, saam met my daar gaan wees. Here, ek is besig om hierdie skatte bymekaar te maak. Maar tot dan, Here, dankie vir hierdie lekker huis wat ek in mag bly. Tot dan, Here, dankie vir hierdie genadegawe van 'n lekker kar wat ek mee mag ry. Here, ek gee vir U die eer. Ek gee vir U die erkenning vir dit wat U vir my gedoen het. Ek loof U, Vader. Sien, dis waaroor dit gaan. Wanneer ek groei, begin ek anders raak as die wêreld. Die wêreld sê vir jou, jy moet die mooiste, grootste kar hê. Die wêreld sê vir jou, jy moet die mooiste, grootste huis hê. En jy moet dit aan die regte kant van die dorp koop. Jy moet seker maak dat jy nie aan die verkeerde kant van die spoor koop nie en al sulke goeders. Mense, weet jy wat? Jou status in die lewe word nie bereken deur wat se kar jy ry, waar jy bly of hoe jou huis lyk of in wat se skool jou kinders gaan nie. Jou status in die lewe word bereken deur wie jy in Jesus Christus is. Dis al wat jou status in die lewe bereken. Want ek weet van mense wat in krotte bly en in shacks bly, wat skatte in die hemel het, wat jou sal jaloers maak. En ek weet ook van mense wat in mansions bly, wat geen skatte in die hemel het nie. Want hulle is so besig met hulle self. As geen geloofsgroei nie. Maar hulle is Christene. Hulle is elke Sondag in die kerk, maar die res van die week is dit 'n gehoer en geremoer. Is dit 'n onder deur die tafel deur besigheidstransaksies doen en so aan. Ek is jammer, dis nie wat die Bybel vir my sê nie. My Bybel sê ons moet anders wees as die wêreld. Ons moet verander. Wat sê die woord nog vir ons, Jakobus 1:27? Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Mense, ons is betrokke by 'n ouete huis of 2 hier in Pretoria. En as ek vir jou kan sê, hoeveel van daai ou weduwees, ou mense sit daar en sê, Tian, weet jy wat, my kinders het my 3 jaar terug, 5 jaar terug hier kom aflaai, en niemand het my nog ooit weer kom besoek nie, jou hart wil breek. Maar hulle kinders is Christene, hulle kinders is in sekere gevalle leiers in gemeentes, hulle staan daar voor as daar gebid word, en, sies tog, is dit wat die Bybel van jou verwag, my broer en my suster? Nee, ek sien die Bybel sê, gaan besoek die weduwees en wese, en bewaar jouself vlekkeloos van hierdie wêreld. Dat wêreld na jou kan kyk en sê, maar wow, wat het jy wat ons nie het nie? Ja, want jy staan daar om altyd op in autoriteit, jy's gou-gou ou om te sê, nee, ek doen nie daai ding nie. Ons sukkel om nee te sê, hoekom kan jy so maklik sê nee? Ek het Jesus, kom ek vertel jou van Jesus. So kan jy hulle leer, sodat hulle self ook vlekkeloos bewaar, dat ons nie soos die wêreld sal wees nie. Want lees wat sê 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Wie bly vir ewig? Hy wat die wil van God doen. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie, my vriend. Wees vir God lief. Kry hom lief met 'n nuwe liefde, maar jy gaan dit net kan doen, wanneer jy Jesus Christus aanneem. Wanneer jy begin glo, wat in hierdie boek sê, moenie die dinge van die evolusie glo wat jy op die televisie sien nie. Moenie die dinge van die evolusie glo wat hulle vir jou in die skool leer nie, my liewe jong mens. Hier is net een waarheid, sy naam is Jesus Christus. En kom terug na hom toe, en begin lees self wat sy boek sê. Maar lees ook, volgens my, die 33-53 vertaling van die Bybel, of die ou King James. En as jy wonder hoekom ek so sê, ons het ook 'n DVD oor waarom verskil die Bybelvertalings, dat jy kan sien wat is die vyand besig om te doen, hoe hy besig is om selfs God se woord te probeer verdraai in ander boeke wat hulle self Bybels noem. Lees die woord van God, lees wat hier staan, en jy sal besef, maar wow, dit raak al hoe wonderliker om in hierdie verhouding met God te stap, om 'n kind van God te wees, en lees wat sê 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Weet jy, daar is nie 'n groter kompliment wat iemand jou kan gee, as om te sê, ek sien jy's 'n kind van God nie. Daarom kry ek baie mense wat vir my sê, Tian, ek is nie 'n Christen nie. Want daar is 'n stigma aan die woord Christen daar buite. Want baie mense sê vir jou, moenie met 'n Christen besigheid doen nie, want 'n Christen gaan vir jou verneek. Hoekom? Ja, want die Christene lewe nie volgens die woord van God nie. Terwyl kinders van God sê, wow, ek wil soos my pa wees. Ek wil soos my hemelse pa wees. Ek wil hoor wat sy woord vir my sê. Ek wil lewe volgens wat sy woord vir my sê.
Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie geken het nie. Sien, die wêreld wil niks van God weet nie. Daarom wil hulle niks van my en jou weet nie. Daarom sal hulle ons vervolg, soos ons ook reeds gesê het. 1 Johannes 5 vers 2 tot 5. Hieraan weet ons, dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Jy sien, as ek God liefhet en sy gebooie bewaar, sal ek ook die ander kinders van God lief hê rondom my, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Mense, vir baie jare het ek altyd gesê, nee, weet jy wat, dis 'n moeilike pad. Ek het nog nooit die teksvers gekry wat sê dis 'n maklike pad nie, tot ek hierdie vers gelees het, wat vir my sê, sy gebooie is nie swaar nie. Dit is nie moeilike goed wat in hierdie boek staan nie. Ja, dis nogal 'n oorlog om dit uit te leef, ja, maar nog steeds is sy gebooie nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Onthou jy, ons praat op hierdie 2 DVD's oor wat is geloof en hoe groei ek in geloof. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ons moet glo wat ons hier lees en ons moet lewe daarvolgens. Nou wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? My vriende en vriendin, jy kan ook die wêreld oorwin. As wat? As jy glo dat Jesus die seun van God is. As jy dit werklik met jou hele hart glo, sê Here, ek verstaan dit miskien nog nie met my kop nie, maar ek glo dit. Ek glo dit want die Bybel sê dit. Ek glo dit omdat dit daar staan, dan sal jy ook die wêreld kan oorwin. Dan gaan jy ook anders as die wêreld kan begin wees. Dan gaan jy ook begin groei. By die deur inkom van die tabernakel, sterf aan jouself, deur die doopwater, vervul met die Heilige Gees. Begin daagliks voor God se aangesig verskyn, gebruik die verbondsmaal al hoe meer gereeld. Vier ook jou gebede wat opgaan voor God, en jy sal inbeweeg ook in 'n lewe van intieme heiligheid, daaglikse heiligheid, reinheid en suiwerheid. Kom ek sluit hierdie DVD ook af deur vir jou 'n paar vrae te vra. Punt 1. Het jy, wat voor hierdie DVD sit, al werklik gekies wie se vriend jy wil wees? God se of die wêreld se? Punt 2. Wat doen jy as Christen vanuit jou geloof wat as besonders gesien kan word? Punt 3. Is jy al vervolg ter wille van jou geloof? Met ander woorde, lewe jy werklik godvrugtig? En punt 4. Vra vir die Heilige Gees om aan jou uit te wys waar is daar gebiede in jou lewe waar jy nog aan hierdie wêreld gelykvormig is, sodat jy dit kan verander. Sien my vriende, jy moet ook besef, as ek anders as die wêreld is, ek het nou vir jou gesê, as jy 'n vroueslander is jy nie meer 'n vroueslander, as jy 'n vloeker was, is jy nie meer 'n vloeker nie. En ook, as die wêreld allerlei klere dra met drake op en met kopbene en hierdie vieslike goeders, en hulle self vol gate en drade en goeders druk, dan doen ek dit nie. Want ons is anders as die wêreld. Wees anders as die wêreld, want ons dien nie 'n dooie God nie. In Openbaring 1 vers 17 en 18 lees ek Jesus sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan net aan Jesus Christus. Alle eer aan Jesus Christus wat vir my en jou gesterf het, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe, sodat ek en jy kan groei, dat ons by hom kan ingaan by die deur, en ons al hoe groter kan word, en uiteindelik saam met hom op sy troon kan gaan sit, want Openbaring 3 vers 21 sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wat 'n wonderlike vooruitsig, maar dan moet ek sterf aan myself, ek moet groei in die geloof, ek moet anders word as die wêreld, en ek moet heilig begin lewe, heilig en afgesonder, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Ek gaan nou afsluit met 'n gebed, en as jy nog nie gekies het vir Jesus nie, bid asseblief die gebed wat ons vir jou sal laat rol, net nadat ek afgesluit het. Vader, in die naam van Jesus, sê ons vir u baie, baie dankie, dat u wil hê ons moet groei in die geloof, dat u wil hê ons moet vorder van geestelike babietjies, na geestelike peuters, na geestelike kleuters, na geestelike tieners, na geestelike volwassenes toe, sodat ons vir die wêreld kan wys hoe lyk 'n heilige God wat deur sy heilige kinders lewe. En ek wil bid, Here, dat u Heilige Gees die napredikers wil wees van hierdie woord, dat die mense wat na hierdie DVD gekyk het sal kies om van nou af anders te gaan wees as die wêreld, anders op te tree in besigheidstransaksies, anders op te tree in die maniere wat hulle met hulle mense omgaan, sodat u daardeur verheerlik kan word. En ons sê vir u dankie daarvoor, in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. You're a good, good Father.
and you love your children, slow to anger, abounding in love. And you never make mistakes, you never make mistakes. You are faithful to the end, and you never make mistakes.